baie tekste in die Bybel wat praat oor lig en duisternis. En ek gaan 'n hele klompie daarvan in die preek hanteer. So maar hier as skriflesing gaan ek 1 Tessalonisense 5 vers 4 tot 10 lees, want daarin is omtrent al die begrippe en woorde wat rondom hierdie tema te vind is. So jy kan maar mooi luister en die woorde optel wat in die preek gaan hanteer word. Goed, maar julle broers is nie in die duisternis nie. Ek skryf net jammer te sê, ek lees die 2020 vertaling uit. Sodat die dag julle nie soos 'n dief sal beval nie. Julle is immers almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander, maar waaksaam en nugter wees. Want hulle wat slaap, slaap snags. En diegene wat hulle dronk drink, doen dit snags. Laat ons wat van die dag is, egter nugter wees. Nou dat ons die borsplaat van geloof en liefde en die helm van hoop van verlossing aangetrek het. Want God het ons nie tot veroordeling bestem nie, maar om deur ons Here Jesus Christus verlossing te kry. Hy wat ter wille van ons gesterf het, sodat ons, of ons wakker is en of ons slaap, saam met hom kan leef. Tot sover die woord van die Here. Gelukkig is elkeen wat die woord van die Here hoor, dit in die hart bewaar en daarvolgens leef. En net in plaas daarvan dat ek gaan tussen gebed doen, gaan ek die gemeente vra ons almal saam die Onse Vader gaan sing en bid. Ek gaan vanmôre preek oor die lig van God, wat hy laat inskyn in die hart van elkeen, wat sy liefde in Christus vir ons in geloof omhels. En laat hy dan daarna van ons ligdraers in die wêreld maak. Wanneer ons nou oor lig en duisternis praat, dan wil ek hê ons moet 'n bietjie onthou en 'n bietjie besef dat die wêreld van ons tyd so radikaal verskil het van Jesus se tyd. Daar was ons nie gas op elektrisiteit in Jesus se tyd nie. Net klein olielampies wat by die duisendal opgegrawe is, partymal groter olielampe, wat maar 'n skamele liggie afgegee het. Dis wanneer die maan geskyn het, nie geskyn het nie, dan was dit in daardie antieke wêreld stikdonker nag. Daarom sê Jesaja byvoorbeeld in hoofstuk 60 vers 2 sê hy, donkerte bedek die aarde en diepe duisternis. Jy kan u voorstel as ons al die krag, elektrisiteit en gas in ons lewe gaan vat. Hoe gaan dit lyk as die maan nie skyn, hoe donker dit sal wees? Ons kan daarom verstaan hoe belangrik lig was vir die mense van daardie tyd. En ons sal sien hoe dat die betekenis van lig en duisternis vir hulle baie belangrik was. En hoe sterk dit by hulle ingewerk het en hulle denke beïnvloed het. Met dit in gedagte is daar ook 'n paar ander verskynsels wat die Bybel met lig en duisternis verbind. Dit is begrippe, verskynsels wat jy reeds eintlik al in die skriflesing gehoor het. Kom ons sê eerstens, ons almal ken die son se pad wat opgaan in die ooste en hy sak weg in die weste. En ons praat van 'n sonsopkoms en ons praat van sonsondergang. Tweedens weet ons van dag en nag. En ons weet dan van wakker wees en van slaap. En derdens weet ons van lewe en ons weet van dood. Nou wil julle seker weet wat dit al hierdie goed te doen met mekaar. Wel, al hierdie verskynsels het in die denke van die Bybelse mens godsdienstige betekenis gehad. Vir hulle was aan die een kant die sonsopkoms, lig, dag, die ooste waar die son opkom, wakker wees, simbole van nuwe lewe.
Sonsopkoms bring tog lig, 'n nuwe dag. En dan word mens wakker, en dan is jy weer lewend en gereed vir jou dag se dag. En net so aan die ander kant was sonsondergang, duisternis, nag en die weste en slaap simbole van sonde, van sterwe en van die dood. Daarom is mense begrawe met die kop na die ooste toe en nooit na die weste toe. Dis die wêreld van die bose. Dis waar alles ondergang en nag word en jy gaan slaap en nie meer bewus is van lewe rondom jou nie. Hierdie ligkant en donkerkant van ons lewe kom baie in die Bybel voor so gesê. Jy gaan dit hoor in die prediking. Natuurlik in 'n fisiese sin soos ons vandag, maar veral soos ek gesê het in 'n godsdienstige sin van die woord. So kom ons kyk hoe hierdie verskynsels in die Bybel gewerk het, hoe hulle betrekking gehad het op daai mense en wat dit vir ons vandag beteken. En ek gaan veral op 3 aspekte fokus. Die eerste 2 is 'n bietjie korter. Die derde aspek is die een wat die kern vorm van die prediking en hy gaan baie langer wees. So, eerstens dan, die eerste faset of aspek wat ek vir jou wil noem is, God is lig. God is lig en daar is net geen duisternis in hom. En Jesus is die lig vir die wêreld. Dit is die boodskap wat ons gaan gehoor het, skryf Johannes. Dis nou van Jesus. En wat ons aan julle bekend maak, God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. Hierdie belydenis dat God die verpersoonliking van lig is, dat hy omstraal word met lig, wat terselfdertyd beteken dat hy die bron van lewe ook is, want soos julle gehoor het, ons julle sien ook dat lig en lewe word deur die Bybel aan mekaar verbind. Hierdie belydenis is ook op Jesus oorgedra. En ek gaan dit julle vertel, ek gaan so net vir julle lees uit die Bybel. Kom ons lees 'n paar verse. En Jesus was lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, maar die duisternis het dit nie oorweldig nie. Op 'n ander teks, toe het Jesus weer met hulle gepraat en gesê, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal beslis nie in die duisternis leef nie, maar sal die lig van die lewe hê. Sien, lig en lewe. Jesus sê op 'n ander plek, ek, solank as wat ek in die wêreld is ek die lig vir die wêreld. In Lukas sing Sagaria van Johannes die Doper sy seun se rol. En hy vertel hoe dat Johannes die weg vir die Here gaan berei en vir die volk gaan vertel, daar kom een wat hulle sondes gaan vergewe en wat hulle 'n nuwe lewe gaan gee. En dan sê hy, hoe gaan dit gebeur? Dit gaan so gebeur, wanneer die môreson uit die hoogte oor ons sal opkom, om te skyn oor diegene wat in hulle duisternis en skaduwee van die dood bevind. Nou die woordjie wat vertaal is met môreson kan dit beteken sonsopkoms, of soos die 33 vertaling dit ook sê, 'n lig wat opgaan. Wat nie net dui op die geboorte van 'n nuwe dag nie, maar wat dui op 'n nuwe lewe vir elke mens wat glo in Jesus, die sonsopkoms, die môreson, die opgaande lig. Die woord môreson is interessant weer, kry Lukas van Maleagi 4 vers 2. Ek lees vir die daai verse. Maar vir julle wat ontzag het vir my naam, sal die son van geregtigheid deurbreek met genesing in sy strale. Die son wat deurbreek van Maleagi is niks anders nie as die opkoms van die son, die nuwe dag. Vir Lukas is die son van geregtigheid van Maleagi, dis niks anders nie as Jesus Christus wat met sy strale van verlossing genesing bring vir mense wat siek geword het van die sonde en die kwaad in hierdie wêreld. Dis vir die woord van die Here is daar dis 'n sterk simboliese kontras tussen lig en duisternis. En die belangrike feit is dit, net soos wat lig deel is van God en van Jesus, net so min is duisternis
deel van God se wêreld en van Jesus se wêreld. Dit beteken eenvoudig dat niemand aan die Here kan behoort wat in die duisternis lewe nie. Iemand wie se lewe sonder God is. Iemand wie se lewe deur die beginsels van die wêreld bepaal word en nie deur die woord van God nie, is geestelik dood, is iemand wat vas aan die saad is. Dus God is lig, Jesus is die lig vir die wêreld, en wie in Christus aan God behoort, is deel van God se lig. U dra as gelowige die lig van God in u hart. Dit bring my by juist tweedens by die feit dat vir die Bybel is bekering eintlik niks anders nie as wanneer God jou roep na die lig van sy koninkryk. Wanneer hy jou roep na die lig van die koninkryk van sy geliefde seun. Dat dit dieselfde is, bekering en dat God jou roep na sy lig toe, kan ons weer uit die Bybel uithaal. Kolossense 1:13, luister mooi. God het ons uit die mag van die duisternis gered en verplaas na die koninkryk van sy geliefde seun. Dis bekering. 1 Petrus 2:9, Jesus is die een wat hulle uit die duisternis geroep het na sy wonderlike lig. Dit is bekering. Efesiërs 5:8, want vroeër was julle duisternis, maar in die Here is julle lig. Dit is bekering. Omdat vir die Bybel duisternis en nag en slaap en dood die toestand van die mens sonder God is, kom God se oproep tot mense om uit die toestand wakker te word. En een van die bekendste en treffendste wekroepe in die Bybel is sekerlik Efesiërs 5:14. Dit is in ons gesangboek opgeneem en dit is ons slotsangboek vandag. Word wakker jy wat slaap en staan op uit die dood en Christus sal sy lig oor jou laat skyn. Dit is God se wekroep tot bekering. Maar tragies genoeg, daar is 'n teenkant. En ons lees dit in Johannes 1. Hy sê Jesus die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom in die wêreld. Hy was in die wêreld het deur hom ontstaan. Maar die wêreld het hom nie herken nie. Vandag nog weet ons uit ervaring, daar is soveel mense op die aarde wat hulle rug draai op die lig van God. En liewer in die duisternis wil leef. Hoekom? Omdat in die duisternis kan jy doen wat jy wil. En nie wat God wil nie. Want as jy in sy lig woon, moet jy doen wat God se wil en plan vir jou lewe is. En dit bring my by die derde belangrike aspek. Ek wil nou by julle weet. Het Jesus met sy lig van ontferming en verlossende liefde oor jou en in jou hart al kom skyn? Wel, ek glo vas dat almal van ons wat hier is, daarvan kan getuig, dat dit so is, daarom is ons hier. Maar, as dit so is dat Jesus se lig in jou hart lewe en brand, dan volg daar die onontwijkbare opdrag, dat ons ligdraers vir God sal wees. Soos Efesiërs 5 dit vir ons ook sê, want vroeër was julle wel duisternis, maar nou in die Here is julle lig, leef as kinders van die lig. Die wêreld los van God, die wêreld wat Jesus ontken op watter manier ook al van hom ignoreer of nie hom glo nie, of wat ook al, is een donker nag van verlorendheid. Dit weet ons, dit sien ons, dit hoor ons, dit ervaar ons elke dag in die wêreld rondom ons. Ons as gelowiges weet dit, hoor dit. Maar wie egter wakker word, uit hulle doodslaap opstaan en die lig van die lewe omhels, wat God na sy wonderlike lig geroep het, wat die lig van God se liefde in hulle harte laat skyn, oral in die wêreld ook nog, en wat dan kinders van die lig geword het, kan nie
en mag nie anders wees as ligdraers in 'n donker wêreld. En dit is nie net in die Nuwe Testament wat God daarmee begin. Hy begin aan die Ou Testament daarmee. Reeds in die Ou Testament gee hy opdrag aan sy volk: neem my seën en my beloftes uit na al die nasies. Daar's daai verwys in die Ou Testament daaroor, maar daar's een teks wat weer met lig en duisternis te doen het wat ek graag vir julle wil lees. Hoor wat sê God vir sy volk. Hy sê: staan op, laat jou lig skyn. Hoekom? Want jou lig het gekom. Dis die Here. En die heerlikheid van die Here skyn oor jou. Hoekom? Want daar is donkerte wat die aarde bedek en diepe duisternis oor die volke. Maar oor jou skyn die Here. En oor jou word sy heerlikheid sigbaar. Hoekom? Sodat nasies na jou lig getrek kan word. Sodat konings die helder lig van jou sonsopkoms kan ervaar. Dit is God se boodskap aan sy ou volk. Dis nog steeds God se boodskap aan sy kerk vandag. En Jesus het hierdie boodskap kom verder vat. Julle is die lig vir die wêreld sê. Julle is die lig vir die wêreld. Jy kan tog nie 'n stad wat op 'n berg lê gaan wegsteek. Hoekom gaan jy 'n klein lampie opsteek en onder 'n maat sit? Jy wil op die staande sit dat dit vir almal in die huis kan lig gee. Laat julle lig kan so skyn dat die mense dit kan sien en julle Vader in die hemel verheerlik. In Jesus se tyd sonder gas op hierdie tyd, sal dit mos dwaas wees as jy 'n klein lampie vat en jy sit hom onder die maat en niemand kan sien. 'n Mens wonder soms, hoeveel maat en is daar in kerkmense se huise, waar die lig van die evangelie partymal 'n bietjie wegbêre, dat dit donker is in hulle huis. Terwyl professor Willie Jonker het lank gelede in die kerkbode geskryf en gesê daar's te veel kerke wat in stede en dorpe staan met toedeure, met vensters waarvan die blindes toe is, sodat die lig nie kan uitkom, sodat die wêreld nie kan sien wat 'n wonderlike ding God aan hierdie mense gedoen het. Want weet jy, God het waaragtig wonderlike dinge aan ons gedoen. Dit sê Psalm 126, en die wêreld moet dit weet en sien en hoor. Hierdie boodskap van God in die Ou Testament en Jesus in die Nuwe Testament het die apostels verder gevat. En die kerk se taak is om dit verder te vat. Paulus sê, boonop ken julle die bestemde tyd, dat die uur reeds daar is om uit julle slaap wakker te word. Hy skryf vir 'n gemeente, nie vir die wêreld nie. Dis tyd om in die slaap wakker te word. Kom ons doen die afstand van die praktyke van die duisternis. Los die goed van die duisternis. Los die goed van die wêreld, wat jou wegtrek van God se lig af. Trek die wapenrusting van die lig aan. Dis soos 'n soldaat, as hy hom nie bewapen nie, gaan hy in die eerste geveg doodgeskiet word, as hy nie 'n wapen het nie, as hy nie self bewapen nie. So moet ons as God se soldate ons bewapen met lig. Kom ons leef betaamlik, soos in die dag. En hy skryf in Efesiërs 5 vers 9 ook, die vrug van die lig, luister mooi, die vrug van die lig is goedheid, is geregtigheid en waarheid. As jy 'n kind van God se lig is, moet daar goedheid en geregtigheid en waarheid in jou lewe beskrywe wees. Geregtigheid beteken om te doen wat reg is in God se oë, wat vir hom aanneemlik is, wat vir hom aanneemlik is. Daarom sê Paulus verder, beproef dan wat vir die Here aanneemlik is. Moenie deel hê aan die onvrugbare, jy moet die vrug van die lig, die onvrugbare werke van die duisternis. Stel dit weer in die kaart. En hoe stel ons dit in die kaart? Jouself aan God se lig te lewe. Ja, God wil dat ons hele lewe oorspoel word met sy lig. En omdat en wanneer sy lig in ons lewe brand, dan word ons lewe sigbaar vir die wêreld. Dan kan daar aan ons gesigte sien, aan ons woorde, aan ons optrede, hier is iemand wat deur God aangeraak is.
sodat ons vir mense wat nog in hulle doodsbestaan lewe, iets kan sê van wat werklik verlossing is. Soek julle die sinvolheid van julle lewe. Het hulle al gevra, wat is die doel van my lewe? Dis baie maklik. En die Here is julle lig, leef as kinders van die lig. Gebeur dit, is jou lewe 'n loflied ter ere van God. Dan het jou lewe werklik sin gekry. En daarom moet ons bietjie luister na wat Johannes in sy eerste brief ons skryf, en dan is mooi daarna luister. Hy sê, as ons sê, ons behoort aan die Here, en tog in die duisternis leef, dan lieg ons, dan is ons skynheiliges. As ons in die waarheid, in die lig lewe, soos Jesus in die lig lewe, dan is ons aan mekaar verbonde, en dan reinig sy bloed ons van elke sonde. Hoor wat sê Jesus weer vir sy volgelinge, terwyl julle die lig het, leef daarvolgens. Moenie toelaat dat die duisternis julle oorval nie. Wie in die duisternis leef, weet nie waarheen hy gaan. Terwyl julle die lig het, glo in die lig, sodat julle kinders van die lig kan wees. Maar nou ja, hoe skyn ons as lig? Wat maak ons? Daar is seker baie antwoorde ook hierop. Maar ek wil weer eens vir die 2 antwoorde in die Bybel gee. 2 van hulle is dieselfde en dan 'n ander een. En die 2 antwoorde het weer met lig en duisternis te doen. Kom ons kyk bietjie wat sê Paulus. Hy skryf vir Filippense, hy sê, skyn onder hulle. Wie? Hy sê onder die ontaarde en die verdorwe mense. Skyn onder hulle soos sterre in die hemelruim. Deurdat julle, hoe skyn julle? Deurdat julle vashou aan die woord van God en van die lewe. Petrus doen dieselfde, hy sê, doen die regte ding deur op die profetiese woord te fokus, dis God se woord. Die woord is immers 'n lamp wat in 'n donker plek skyn totdat die dag aanbreek en die môre son in julle harte opkom. Dis 'n eenvoudige, maar 'n lewensbelangrike antwoord oor die woord van die lewe en die lig. Wat soveel van ons inhou, as ons net sal lief hê en daaruit sal lewe. Hoor wat sê 1 Petrus oor hoe is ons gebore? Hoe het ons wedergebore geraak? Hy sê, julle is mos weergebore deur die lewende en blywende woord van God. En dit is die woord wat ons aan julle verkondig. Ja, Sondag vir Sondag hoor ons die woord. Elke dag lees ons uit die woord. Dit vertel ons van God se ontfermende liefde en genade en verlossing wat my roep na die lig van sy verlossing. Laat daai woord tog 'n lamp vir ons voete wees en 'n lig vir ons pad. Die tweede antwoord kom uit 1 Johannes 2. Hoe skyn ons in die wêreld? Kom ons hoor wat sê. Iemand wat sê dat hy in die lig is, jy wil nou skyn, maar sy broer haat, is in die duisternis. Wie sy broer lief het, bly in die lig. Maar wie sy broer haat, is in die duisternis en wandel in die duisternis. Hy weet nie waarheen hy gaan nie, want die duisternis maak hom blind. En hy kan nie die splinter in sy broer se oog sien, maar nie die paal in sy oog nie. Dit maak hom blind. Hy haat sy broer. Liefde is die olie in daai lampie waarmee ons moet skyn vir God. Oor en oor hoor ons dit. Paulus sê dit so mooi, sê, liefde is die band, die volmaakte band wat ons aan mekaar vasbind, sodat ons in Christus vir God kan groei en opgebou word tot 'n heilige tempel waarin sy Gees woon en ons lei tot die lewe en tot die lig van God. As ons toelaat dat die kwaad ons liefde vir mekaar uitdoof, dan gaan die duisternis so skelm kom meesmaak in jou hart. Ek wil afsluit. Laat ons die woorde van ons Verlosser ter harte neem, terwyl julle die lig het, glo in die lig, sodat julle kinders van die lig kan wees.
En daarom wil ek vanmôre met 'n tong in my kies vir julle sê, ons is nie Oosterbusie se kinders van die ander nie. Ons is God se kinders van die lig. Laat ons dit altyd onthou. Laat ons dan die vensters van ons harte sal weer oopmaak, dat God se lig kan inskyn, sodat ons volgens sy opdrag dit weer kan laat uitskyn vir mense om dit kan sien. Want kyk, sê die Here vir jou en vir my, staan op, laat jou lig skyn. Amen.